Hallo almal, dis Juffrou Cecilia. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor woordsomme. En hierdie keer is daar so 'n snaakse swart streepie op my witbord. Dit lyk soos die horison. Agter my kop kan julle daai lang blou lyn in die venster sien. Dit noem 'n mens die horison. As ons oogies terugvat na die wit bord toe, gaan julle sien daar's 'n blou pyltjie. En ja, daai swart streep, dit noem 'n mens 'n simbool. Die simbool vir minus. 'n Ander naam vir minus is aftrek. Bo aan die wit bord staan daar woordsomme. Dit beteken hulle gaan vir ons weer somme gee, maar die somme gaan in woorde wees. Oom Vaan gaan vir juffrou vandag help. Julle moet sy hand en sy visdop mooi dophou. Dit wys vir julle na woorde. Die eerste paar woorde waaroor ons nou gaan gesels is woordeskat en leidrade. Nou wanneer jy die volgende woorde hoor, dan moet jy weet, jy moet die minus gebruik of die ander woord vir minus is aftrek. Die eerste woord waaroor ons gaan gesels is maak minder. Ek het iets verloor. Ag nee, daar vat hulle dit weg. Oeps, ek het dit spandeer. Ek het minder as jy. Nou gee ek weer weg. En dan trek ek af. En die belangrikste woord, wat is die verskil tussen? Nou verskil in die woord verskil, sien ek die woord skil. En as ek 'n piesang se skil aftrek, griet, dan moet ek die skil weggooi. Daar hoor ek die seemeeu. Op my witbord staan daar probleemoplossing. Nou in die woord sien ek 2 ander woorde. Ek sien die woord oplossing en ek sien die woord probleem. So hulle gaan vir ons 'n probleem gee en ons moet die oplossing vind. Ons gaan nou gou kyk na die volgende woord. Die woord sê probleemsomme. Hulle gaan vir ons somme gee en in die somme is daar 'n probleem en ons moet vir hulle help. Die volgende woord is woordsomme. In die somme is daar woorde. So met ander woorde, dis somme, maar dis nie met getalle geskryf nie. Dis met woorde geskryf. En die laaste ene is storiesomme. Nou dit gaan stories wees en in die storie is daar somme. Maar weet julle wat? Hierdie woorde beteken sommer alles dieselfde. Dis somme wat in woorde gesit is. Hulle wil jou toets om te kyk of jy die leidrade kan soek en die antwoorde kan uitwerk. Dit is eintlik net somme wat in woorde en stories gebruik word. En jy moet nou self gaan leidrade soek om by die antwoord uit te kom. Is julle reg vir ons uitstappie? Dit gaan lekker wees. Kom ons maak ons oë toe en verbeel ons gaan vis soek toe. Maar ek hoor 'n paar geluide. Hoor julle dit ook? Ja, dis seemeeu. Dit beteken ons het in vishoek aangekom. Nou ja, hier is oom Vaan. Hy het 'n plaas net buitekant vishoek en ons is hier. Ek kan dit amper nie glo nie. Hy boer met visse. Op die oomblik het hy al 2 sementdamme vol vis. Oom Vaan hou baie van visvang. Oom Vaan verkoop die meeste van sy visse. Maar oom Vaan gee ook baie om vir arm en honger mense. Hy hou daarvan om van sy visse verniet weg te gee. Hy het 'n verskriklike mooi en goeie hart. Ons noem dit goedhartigheid. In die woord goedhartigheid sien jy daar's 'n rooi stukkie woord wat bestaan uit 4 letters. 'n H, A, R, T. Hart. Weet jy aan watter kant aan jou liggaampie is jou hart? Sit gou jou hand op jou hart. Kan jy hom voel klop? Nou dis hoe my hart klop oor julle. Van
opgewondenheid, omdat julle al klaar so mooi stil sit en so mooi soet luister na my en oom Faan se avontuur. Hoep, jep, daar staan ek 'n bietjie, want ek het nou bietjie genoeg gesit. Weet julle wat, ek gaan gou-gou vir julle na oom Faan se 2 damme toe vat. Gelukkig is oom Faan nie alleen nie. Minus help vir oom Faan. Nou wie op aarde is Minus? Minus help hom om al die visse by die verskillende damme te gaan haal. Op die oomblik, ja, daar is mos net 2 damme. Op die wit bord by die visstok se hoek staan die woord verskil. Onthou julle van die piesang? Die skil wat ek aftrek van die piesang, moet ek nou weggooi. En in daai woord is al klaar 'n leidraadwoord en die woordeskat is verskil. Nou waar kruip Minus vir my vandag weg? Ek gaan gou vir julle verduidelik hoe hy lyk. Hy het so 'n lang blou lyfie met die mooiste glimlag, 2 ronde oë, geel armpies, 2 geel armpies en 2 tandestokkies vir beentjies. Kan julle hom sien? Ek kan hom nie sien nie. Wys gou-gou vir my. Ja, ag my aarde Minus, daar sit jy. Die eerste dam is die ene dam, die tweede dam is die 10de dam. En daar ver is hulle besig om die 3de dam te bou. Ons noem hom sommer die 100de dam, sê Minus, maar die dam word nog gebou. Hy het vir my gesê, luister juffrou Cecilia, jy moet nooit oorhaastig wees nie. Jy moet altyd jou werk 3 keer lees. En dan moet jy dink, nie 1 keer nie, 2 keer. En as jy skryf, dan skryf jy net 1 keer. Maar as jy jou werk double check, dit beteken jy moet jou werk weer oorkyk en seker maak jou bewerking was mooi reg. As jy dan agterkom jy het 'n fout gemaak, vee dit uit en skryf die regte antwoord in. Of jy trek 'n netjiese lang lyn met jou liniaal daardeur en skryf die antwoord bo-aan. Kom ons help gou-gou vir oom Faan met hierdie woordsomme. Sy leidraad is soek, gebruik jou oë. Nommer 1. Wat is die verskil? Kan julle onthou die woord van skil? Kan julle die storie onthou van die piesang se skil wat ek moet weggooi? So weggooi en verskil, dat dit jou dink aan plus of minus. Minus. Kom ons lees verder. Verskil tussen 89 en 55. So wat gaan jy doen? Ja, jy gaan 'n minussom doen en die bewerkings gaan ek nou vir julle wys. Maar ons moet nou eers alles vir oom Faan gou deurlees, want ek dink sy bril is bietjie opgewasem en hy kan nie so lekker sien nie. Wat is die verskil tussen 95 en 32? Oom Faan, het jy dit gehoor? Oom Faan skud sy kop, hy sê nee, hy het mooi gehoor. Nommer 3. Wat is die verskil tussen 70 en 52? Oom Faan, jy moet nou baie mooi onthou, jy moet die 52 van die 70 aftrek. Nommer 4. Wat is die verskil tussen 90 en 13? Oom Faan, die som is mos 90 minus 13. Oom Faan is 'n baie slim man. Hy het vir my 'n baie belangrike les geleer, nog 'n les. Hy het vir my gesê, my kind, as jy ooit een probleem het, weet jy, daar is 'n plan A, maar as plan A nie werk nie, dan gebruik jy plan B. As plan B nie werk nie, gebruik jy plan C. En hy sê altyd vir my, onthou, daar's nog baie ander letters in die alfabet en dis hoeveel moontlikhede daar is en metodes daar is om 'n som uit te werk. Nou hier is 'n baie lekker metode.
Ons noem dit die aftrek deur beide getalle te ontbind. Nou ontbind is 'n ander woord vir herbenoem, so ons gaan hulle nou 'n bietjie uitmekaar uithaal. En die som is, oom Vaan, luister jy? Nee, oom Vaan skud sy kop weer. Hy is reg, sy brille is nou ook sommer reg, nou kan hy saam kyk. 87 minus 56 is gelyk aan blokkie. En daar het hulle 'n metode gebruik. Julle kan 'n bietjie daardeur kyk of deurgesels. Ek gaan nou vir julle nog 'n metode wys. Dit is my plan B. Hierdie was plan A. Om 'n bietjie tyd te spaar het ek sommer plan B en C vir julle hier op hierdie pragtige bord. Die boonste ene, dis nou plan B. Hier het ek afgetrek. Die som was 87 minus 56 is gelyk aan blokkie. Maar die aftrekmetode was deur een getal op te breek. Loer 'n bietjie daarna. Dan plan C, ontbinding in veelvoude van 10. Koekeloer 'n bietjie daar. Ek dink van julle ken dit. Dit word die pyltjie-metode genoem. Van julle gebruik dit op skool. Maar daar is ander metodes ook. Die metodes wat oupa en ouma en mamma en pappa op skool gebruik het. Dit is ook metodes. En hulle is metode D en E en F. En dan F staan vir oom Vaan. Nou kyk nou hierdie metode. Dis 'n interessante metode. Hierdie is die metode wat oupa en ouma, mamma en pappa op skool gebruik het. Oom Vaan vang maandag 87 visse. Hy verkoop, wat die leidraad is, Dinsdag 56 van die visse. Hoeveel visse het oom Vaan nog oor? Hulle het ook die getalle sin geskryf. 87 minus 56 is gelyk aan blokkie. Toe het hulle gegaan en hulle het besluit, hulle gaan 10 en 1 soos wat die hutte geteken is, gaan hulle langs mekaar skryf. Want ons weet mos nou al, die 7 bly 7 en die waarde van die 8 is 80, 87. En as ons kyk na 56, die 6 is onder die 1 geskryf, want dis die plek waar hy woon. En 5 se waarde is 50. En die plek waar hy bly, is by die 10e. En dan het hulle gegaan en hulle die minussom gedoen. 7 minus 6 is gelyk aan 1. 8 minus 5 is gelyk aan 3. Maar eintlik weet ons, dis eintlik 80 minus 50 is gelyk aan 30. En dan het hulle die antwoord langs mekaar geskryf. En die antwoord is 31. Wat? Kolwyntjies, voëls, seemeeuwe of was dit visse? Dit was visse. Oom Vaan vang maandag 87 visse. Hy verkoop, daar's die leidraad, verkoop. Dinsdag 56 van die visse. Hoeveel visse het oom Vaan nog oor? Nou my mamma het vir my geleer, liefie, jy moet altyd eers die getalle sin skryf. Nou dis die sin wat uit getalle uit bestaan. So ek het gegaan en ek het geskryf, 87 minus 56 is gelyk aan die blokkie. En toe het ek gegaan en mamma het vir my gesê, skryf eers die ene, ons begin altyd eers by die ene. 7 minus 6 is gelyk aan. En toe sê sy vir my, dit is nog nie die antwoord nie, so jy moet nou eers 'n pyltjie gebruik. Toe maak ek maar 'n pyltjie. En ek skryf 1. En mamma het vir my gesê, mooi liefie, dis reg. Toe sê sy, nou moet jy die 10e gaan doen. 80 minus 50. Pyltjie. En die antwoord is 30. Toe het ek gegaan en die 2 antwoorde voor my gesit en ek gevra, mamma, nou wat moet ek nou maak? Toe sê sy, my skat, jy moet nou hierdie 2 antwoorde bymekaar plus. En toe uiteindelik kan ek weer skryf, is gelyk aan 31 visse. Nou het ek 'n bietjie verder gaan dink. En ek het vir mamma gevra, maar mamma, as ek by die ene dit moet minus en ek het nie genoeg nie, wat moet ek dan doen? En sy het vir my toe hierdie metode geleer. Oom Vaan vang maandag 73 visse. Hy verkoop Dinsdag 56 van die visse.
En toe het ek gegaan en gedoen wat sy altyd sê ek moet doen. Ek moet eers die getalle sin skryf. 73 minus 56 is gelyk aan blokkie. Toe begin ek met die ene. Toe sê dit 3 minus 6. Maar as daar 3 visse in 'n dam is en ek moet 6 visse gaan vang, kan dit mos nou nie werk nie. Oom Vaan, hy het 'n oplossing gegee. Hy het gesê my kind moenie vergeet van jou tiene nie. Onthou, jy het 'n tienedam ook. Hoekom gaan haal jy nie 'n bietjie van daai visse vir jou nie? Ek het gedink dis 'n baie goeie plan. En ek het gou-gou na die tienedam toe gehardloop en vir my daar gaan 10 haal. En toe bring ek die 10 by my 3 visse en ek gooi dit toe in die dam. Toe het ek 13 visse. En hier is die som. 13 minus 6, ja, is gelyk aan 7. En toe ek nou weer by die 10de dam kom, toe moes ek daarom nou vir jou baie mooi onthou. Ek het nou klaar daar 10 gaan haal, so wat bly nou oor? 60 bly nou oor. So by die 10de lyn het ek geskryf 60 minus 50, pyltjie, is gelyk aan 10. En ek het daai 2 blou antwoorde gevat, bymekaar geplus en die antwoord gekry. En die antwoord is gelyk aan 17 visse. Maar hierdie som lekker nou vir my baie deurmekaar. En hierdie lyntjies en streepies en goeters het my so deurmekaar gemaak, want ek is 'n maatjie wat hou van prentjies teken. En my koppie werk baie beter as ek prente kan sien. So oom Vaan het toe gegaan en vir my 'n ander metode gewys. En hier is die som wat 'n bietjie vir my nie lekker sin gemaak het nie. En toe sê oom Vaan my hy gaan vir my prente wys. Dankie tog. Hier is 2 prente. Aan die een kant is daar 'n dam en aan die ander kant is daar 'n dam en dan is daar 'n klomp visse. Die een dam is die ene se dam en die ander een is die 10 se dam. Nou, die som was 73 minus 56 en my vraagie was, toe ek gesê het, maar ek het nie genoeg visse by my ene nie, ek kan mos nou nie sê 3 minus 6 nie. En toe sê hulle mos, nee man, gaan daar na die 10de dam toe gaan haal gou vir jou daar 10. En toe het ek vir my 10 gaan haal. En daai 10 vis het ek toe my ene dam gegooi. En kan julle sien, daar wys die geel paadjie vir ons. Die 10 is nou oor na die ene dam toe. En 10 plus 3 is gelyk aan 13. En nou kan ons sê 13 minus 6 is gelyk aan 7. En onthou, ons het die 10 gaan haal by die 10. Daar waar die 10de dam is. En wat het toe oorgebly? Daar het 60 visse oorgebly. En so moes ek dit nou ook gaan skryf. So nou kon ek sê 60 minus 50 is gelyk aan 10. Maar daar is nou 'n ander maklike manier om dit te skryf. Ons gaan die nulle wegneem, want ons ken mos nou al die waarde van die getalle. Nou is dit op die regte manier geskryf. Daar is die som. Daar het hulle die 10 bo kan die 3 gemaak. Dit was die rooi een wat daar is, en sy waarde was mos nou 10. Dit was die 10 wat ons uit die 10de dam gaan uithaal het. En dit maak 13. 13 minus 6 is gelyk aan 7. Die 10 wat ons gaan haal het uit die 10de dam, het daar mos nou 60 10e oorgebly. Maar omdat dit onder die 10 geskryf word, hoef ons nie meer 60 te skryf, ons maak dit net 'n 6. So, 6 minus 5 is gelyk aan 1. Maar eintlik weet ons, dis 60 minus 50 is gelyk aan 10. Met al hierdie fantastiese klomp metodes, kan julle nou die volgende woordprobleme oplos. Woordprobleme, hulle gee vir jou 'n probleem, en jy moet dit oplos. En die probleem gee hulle vir julle hierdie keer in woorde, maar hulle gee ook vir julle getalle. Wat is 43 minder as 89? Wat is 432 minder as 959? Dis sommer vir julle 'n lekker kopkrapper. By nommer 7 het hulle gevra, trek 36 van 92 af. En die laaste een by nommer 8,
minus 18 met 93. En die leidraadwoorde het ek vir jou in 'n ander kleur gegee. Laat dit jou aan plus dink of laat dit jou aan minus dink. Uiteindelik kom ons nou by die twee laaste probleemoplossings. Nou probleemoplossing is 'n oplossing wat ons moet vind vir die probleem. En oom Vaan het 'n probleem. Hy moet nou ook 'n bietjie somme doen. Ons gaan weer maar vir hom moet gaan help. Oom Vaan verkoop 31 visse. Hy het 82 visse gehad. Hoeveel bly oor? Oom Vaan hou baie daarvan om ook vir honger mense verniet vis weg te gee. Vandag het hy 95 visse gehad. Hy het 56 visse weggegee. Help asseblief vir oom Vaan om die verskil uit te werk. En ja, jy mag kies watse metode vir jou die maklikste is. Onthou julle, kyk daar by die hoek van die visstok. Maak minder. Verloor. Ek vat weg. Ek spandeer. Minder as. Gee weg. Trek af en verskil. Verskil tussen die twee getalle. Dis nou tyd om te groet. Bye bye maats, goed gaan. Kom julle, klim in die bus. Ons moet terug aan huis toe.